Dankie dat U binne in ons woon. Here, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U aanbid. Dankie dat ons U kan beleef, dat ons U kan ervaar. Dankie dat U 'n werklikheid in hierdie dae is. En ons sê, Here, dankie, beweeg oor hierdie plek. Hê 'n ontmoeting vanoggend met mense in Jesus naam. Amen. Ons lief ons Sitter. Amen. Ek is so opgewondenheid. En ja, ons is bly God heers, hy regeer. Hy die laaste te sê in ons lewens. Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, blaai saam met my na 1 Korintiërs 1 vers 18. Ek praat vanoggend, weet jy is vanoggend op die beste plek. Ek praat vanoggend met jou oor gesag en autoriteit in die naam van Jesus. Amen. Het ons gesag, het ons autoriteit om wat te doen? Om die werk van die vyand te vernietig in die naam van die Here. Amen. En ek is so dankbaar vir elkeen wat hier is en wat hierdie woord vanoggend van hierdie kansel kan afhoor. Kyk wat sê die woord. Hy kom in vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit 'n krag van God. Amen. Dankie Here vir die krag van sy Heilige Gees in ons lewens. Dankie vir verandering in ons lewens. Dit wat hy ontstoor het. Ja, kyk wat sê die woord ook in Matteus 28:18. Hy sê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Amen. Aan God is daai mag gegee. Gesag en autoriteit, verseker. En Here, dankie, U het gesê, U verlaat hierdie aarde, maar U los ons, die Heilige Gees. Dankie Here, dat ons kanale is en God se verteenwoordigers hier op aarde. En hier in hierdie gemeente sit ook vanoggend kanale, instrumente in die hand van die Here. Wek hulle op, Here, rig hulle op, rus hulle toe, kragtig in die naam van die Here. Amen. Het jy autoriteit? Ja. Ons het autoriteit vanoggend om werklik God te glo en te vertrou. En dit wat hy wil doen in mense se lewens. Lukas 4:18 kom die Here self en hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Dis die evangelie wat ons lewens totaal en al verander. Hy het my gestuur om die wat verbruisel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, aan die blindes 'n herstel van gesig, die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Amen. Dankie vir dit wat God kom doen het. Verbruisel van hart. Jy sit hier, jy stikken, maar Here, raak ons innerlik vanoggend aan. Genees jou in hierdie plek in Jesus naam. Dis wat die krag van die Heilige Gees vanoggend in hierdie plek kan doen. Amen. Here, dankie vir wat God kan doen in hierdie plek. Gevangenes vrylating, breek elke band van die vyand en elke verslawing in hierdie plek. Amen. Ek roep lewe oor hierdie plek. Dankie Here vir dit wat hy instoor het. Amen. Neem die beste keuse. Kies Jesus en maak Here toe in Jesus naam. Amen. Moenie vir die vyand plek gee. Laat die Gees jou lewe beheer in Jesus naam. Amen. Die Heilige Gees ons rig en lei en beheer vat van ons lewens. Blindes herstel van gesig. Dankie vir reddings. Dankie dat mense se geestesoë geopen sal kom vir die waarheid. Die waarheid maak ons vry in Jesus naam. Amen. Ja, en die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. En dan kom Sagaria 4 vers 6. Hy sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die woord baie duidelik. Amen. Dankie vir God se Gees. 2 Korintiërs 10:3, kan ons vestings breek, ja. Kan ons elke gedagte bring in gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees? Kan jy jou gedagtes beheer? Ja, wat sê die woord daaroor? Hier kom die woord, 2 Korintiërs 10:3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werk, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Amen. Kan ons kanse breek? Amen. Kan ons vestings breek in Jesus naam. Dankie Here vir die Heilige Gees. Dankie vir die krag van God se Heilige Gees in ons lewens. Jy sit hier man, jy die Heilige Gees binne in jou. Neem op jou autoriteit en gesag en begin die vyand aanspreek in die naam
my lewe sal wees. Amen. Minder van myself, meer van die Heilige Gees in my lewe. Amen. Ons het die wapens, my broer en suster. Ons het die gebed. Ons het die Heilige Gees in ons lewens. Dankie Here vir die krag van die bloed dit wat God vir ons kom doen het aan die kruis. Kyk wat sê die woord in Matteus 12:28. Hy sê, maar as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan die koninkryk van God by julle gekom. Amen. Toe die Here begin mense vrymaak, losmaak, wat absoluut gevul was met onrein geeste. En ek gaan nou na 2 gedeeltes daarna verwys, wat hy net 'n woord spreek, is dit vir ons, dat hy heers, hy regeer, hy die laaste sê. Amen. En die Here gee in hierdie gevalle 2 voorbeelde wat ek nou gaan wys, hoe hy vir hierdie mense oorwinning gee. En uit hierdie gedeeltes, dan besef ons, hy is die oorwinnaar, hy is die groot ek is, die vyand het geen reg, geen niks in ons lewens te sê nie, amen. En ons sê, Here, dankie, jy sit daar vanoggend hier, en jy weet nie watter kant toe, ek wil vir jou sê, moenie dat die vyand by jou steel nie, begin God glo, begin die Here vertrou, neem jou gesag en autoriteit op, en sê, Here, dankie vir my genesing, dankie vir my oorwinning, in Jesus naam, amen. Ons almal het die Heilige Gees binne in ons, amen. Ons almal kan bid, Here, vat die beloftes, die woord, maak dit lewend deur die Heilige Gees, amen. Is jy in 'n geestelike oorlog? Amen. Ons is in die bose geeste, in die lig. Dankie Here vir dit wat U instoor het vir ons. Matteus 5 lees ons van hierdie besetene van Gadara. 'n Man kom hom tegemoet met 'n onreine gees. Ons lees dat hy dikwels met voetboeie en kettings gebid, en die kettings is deur hom uitmekaar geruk, sê die woord. Die voetboeie is stikkend gebreek. Niemand was in staat om hierdie man te tem nie, absoluut duiwelbesete. Ons ken daai gedeelte van die besetene van Gadara. Ons lees, hy het geskree op die berge. Toe hy Jesus van ver sien, hardloop hy val voor hom neer en sê, wat het ons met U te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste? Kyk, ek wil vir jou sê, hulle kon Jesus herken as die seun van God. Amen. Hulle het maar gesit en gebeef as hulle die Here erken het, want hulle het geweet, Jesus gaan net 'n woord spreek, en hulle gaan en hulle moet gaan in Jesus naam. Amen. En ons sien hierdie gedeelte verder. Jesus spreek hierdie onreine geeste aan. Onreine gees, sê Jesus, gaan uit hierdie man uit. Dan vra Jesus vir hierdie man, wat is jou naam? En hy antwoord, Legio is my naam, want ons is baie. En dan begin hierdie duiwels te smeek en te bid, om asseblief in hierdie varke ingedryf te word, want hulle dadelik die seun van God erken. Hulle dadelik besef wat hy kan doen om deur net 'n woord te spreek, en hulle moet gaan in Jesus naam, want hy is die groot oorwinnaar. Hy heers, hy regeer, hy die laaste sê en te sê, Here, ek roep oorwinning oor hierdie plek in Jesus naam. Ek wil vir jou sê, kom ons gee nie plek vir die vyand in ons lewens nie. Amen. En ons sê, Here, dankie dat ons God gaan glo en vertrou. Hier so 'n gedeelte in God se woord wat ons eie kan maak. En sê, Here, dankie vir hierdie woord wat ek weer vanoggend kon hoor. En net weer besef, U gaan vir my die oorwinning gee. U gaan in oomblikke 'n negatiewe ding kan U positief maak in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here eer. En daar teen die berg het 'n groot trop skape gewy, en al die duiwels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke in. En ons lees dat hierdie onreine geeste dadelik uitgegaan het, net met 'n woord wat hy gespreek het. Want die Here het hierdie onreine gees bestraf, uitgedryf, dankie Here, en die woord kom, en hulle het van die kraans, het hulle afgestorm in die see in. Ons weet het hulle in die varke ingevaar. En die wagters van die varke het gevlug in die stad, gaan vertel wat gebeur het. Ja, dit moes 'n belewenis gewees het, om dit te beleef en te ervaar. Hierdie man wat absoluut gebooi was, hierdie man wat geskreeu het in die berge en in oomblikke, maak God hom vry, maak die Here hom los in die naam van
Here aan jou gedoen het. Hy het weggegaan in Decapolis. Hy het begin verkondig wat so groot dinge Jesus aan hom gedoen het. Die krag van hierdie man se getuienis het veroorsaak dat mense by die Here uitkom. Amen. Hierdie man het 'n kragtige getuienis gehad, my broer en suster. Hy moes werklik, Jesus sê, gaan Decapolis in en gaan verkondig, jou getuienis het so groot krag. En hy het gaan begin vertel oor die groot werke. En ja, wonderbaarlik het mense deur sy getuienis tot redding en bekering gekom. Amen. As die Here ons losmaak en vrymaak van dit, kan ons nie anders as ons getuienis uitdruk. Amen. Dis ons getuienis wat mense se lewens totaal en al verander. Amen. Kom ons gee die Here eer. Amen. Amen. Ons ken daai gedeelte so wonderlik. En dan wil ek ook verwys. Ja, Lukas 4:33, die genesing van die besetene in Kapernaum. Dan lees ons in die sinagoge was daar 'n man van 'n gees van onreine duiwel en hy het met 'n groot stem uitgeskree en gesê: "Wat het ons met u te doen, Jesus? Nasarener, het u gekom om ons te verdelg?" Weer erken hulle die seun van God, hierdie man, sinagoge in die kerk. En as Jesus opdaag in die kerk, is dit 'n ander saak in Jesus naam. Amen. Dankie Here vir dit wat u wil doen in hierdie plek vanoggend in Jesus naam. Erken jy wie u is, die Heilige van God? Dan lees ons, en Jesus het hom bestraf en gesê: "Bly stil, gaan uit hom uit." Daar was 'n verbaasdheid en hulle het gepraat met mekaar en gesê, vers 36, "Wat vir 'n woord is dit dat hy met gesag en mag onreine geeste gebied en hulle gaan uit." Amen. Jesus werk met autoriteit, gesag in Jesus naam gehad. Amen. Om te sê, hy heers, hy regeer. Ons sê ons Here dankie vir hierdie twee gedeeltes wat ons werklik kan besef wat die Here wil doen. Die Here wil ook ons autoriteit, hy wil ons ook gesag gee. Hy wil ons ook toerus om werklik te kan bid vir mense, sodat mense kan vrykom en kan loskom. Om werklik vir mense te kan bid en hulle kan genesing kan beleef en ervaar. Here, dankie, rus vir ons toe. Dankie vir gesag en autoriteit in die naam van die Here. Wie soek autoriteit? Wie begeer dit? Amen. Ons begeer dit. Dankie Here vir dit wat U vir ons instoor het. Ons gebed dat dit kragtig sal wees in die naam van die Here. Die sinagoge was 'n plek, 'n tipe van 'n kerk waar die Here geleer het. Daar het hulle ook maar gesit en geleer in die sinagoge. Die hoogtepunt van enige erediens as Jesus homself openbaar. Wanneer mense hom ervaar en sy teenwoordigheid beleef. En ek bedoel, as Jesus opdaag, toe Jesus opdaag by hierdie besetene van Gadara, toe sit hom anders saak. Amen. Toe die Here opdaag in hierdie sinagoge, toe sit hom anders saak. Toe maak die Here hom vry. Toe maak die Here hom los. Dankie vir gesag en autoriteit in Jesus naam. En nadat hierdie besetene, ons ken dit, hier Markus 16, wil ek graag lees. En vir die wat glo sal hierdie tekens volg. In my naam gaan julle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle gaan gesond word. Amen. Ja, Here, baie keer bid ons vir my. Amen. Amen. Ons bid in die bediening, maak mense los van vrees. Maak mense los van depressie. Maak mense los van verwerping in die naam van die Here. Dankie vir innerlike genesing in die naam van die Here. Dis wat sy krag kan doen. Ons is net kanale en instrumente in die hand van die Here. Amen. Ons sê ons Here, dit tyd geword dat mense moet vrykom, mense moet loskom. Dankie vir die waarheid raak in die Jesus. Amen. Hy sê ek het gekom, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Amen. Ons ken hierdie gedeelte oor die genesing van Simon se skoonmoeder en nadat die Here hierdie man genees het in die sinagoge, beweeg hy aan en hy kom in die huis van Simon. En dan Lukas 4:38 lees ons
wat daar gebeur. En Simon se skoonmoeder was aangetast, sê die woord, deur ewige koors. Toe gaan hy maar daar staan, bestraf die koors, dit het haar verlaat, sy het onmiddellik opgestaan, en hulle het bedien. Amen. Kan ons siekte bestraf? Amen. Die koors is bestraf, het jy autoriteit en gesag? Ja, amen. En die woord sê, sy het onmiddellik opgestaan, en sy het mense bedien. God se gesag en autoriteit oor duiwels, oor siekte. En dan gaan ek verder. Jesus maak 'n storm stil. Lukas 8 vers 22 lees ons dat Jesus maak die storm stil. 'n Bekende gedeelte waar daar 'n storm op die see kom. En hulle het Jesus wakker gemaak en gesê, Meester, ons vergaan. Hy staan toe op, bestraf die wind en die watergolwe het bedaar en dat stilte gekom. Amen. Jesus spreek net 'n woord. Swyg, wees stil. En hierdie storm het bedaar. Ek weet nie, jy sê volgende hier met 'n storm met jou lewe. Maak hierdie storm stil in die naam van die Here. Dankie Here vir gesag en autoriteit. Jy kan opbid en jy kan 'n storm stil maak in Jesus naam. Jy kan jou hand op siekes lê, hulle kan genesing ontvang. Gebruik ons, Here, ons is kanale, ons is instrumente in die hand van die Here. Rig mense op, wek mense op, rus ons toe met 'n krag, dankie vir dit wat God instoor het in Jesus naam. Maar Jesus kom en vra, waar is julle geloof? Dan sê hulle vir mekaar, wie is hy tog, dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle ongehoorsaam is. Ons beleef dit, ons sien die krag wat in God se woord is. Ons kan net bid, ons kan net God glo en vertrou. En sê, Here, dankie vir dit wat U in mense se lewens wil doen. Dat die werk van die duiwel kan vernietig word. Dat ons kan bid vir mense, dat ons kan intree, dat God ons weer kan vul met vrede en blydskap. Amen. Is dit nou lekker as 'n mens vrede en blydskap van die Here kan beleef en kan ervaar? Lukas 9 vers 1 kom waar Jesus aan sy disippels autoriteit gee. Hy sê, en hy sy 12 disippels saamgeroep, hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om gaan siekes te gaan genees. 2 uitgestuur. Dis God se verteenwoordigers. Hier sê die disippels van die Here. Ons sit by die voete van die Here leer ons. En as ons leer en ons begin volgens hierdie woord leef, Here, dankie, ons het autoriteit en gesag om te begin bid. Amen. Rus ons toe met krag om die werk van die duiwel te vernietig. Ons lees op in Lukas 10, sending van die 70 disippels, en dan lees ons in vers 17, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan U naam. Hulle beleef dit, die 70 wat uitgestuur is, ons lees daarvan in Lukas 10, dan besef ons die krag wat daar is in die naam van Jesus. Daar is redding, daar is genesing in sy naam, daar is oorwinning in sy naam. Die naam bo elke naam. Amen. Kan ons die naam van Jesus gebruik in ons gebede? Die krag wat daar is in Jesus se naam. Handelinge 4:12, hy kom. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Amen. Ons word gered in sy naam. As jy die seën het jy lewe. Amen. As jy seën het jy nie die lewe nie. Amen. Ons weet, ons moet hom aanneem as ons saligmaker. Ons oorwinning, hier is die gedeelte in 1 Samuel 17:45. Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard, met 'n spies, met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die Heerskare, die God wat die slagorders van Israel uitgedaag het. Amen. Moenie kyk hoe groot jou probleem en jou krisis is nie. Ek bedoel, Dawid het nie gekyk hoe groot jou leesgolek is nie. Hy het geweet, dis God wat hom die oorwinning gee. Amen. Dis die Here wat hom die oorwinning gee. En hy sê hom baie duidelik, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies en 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Die krag wat daar is in die naam van die Here. Oorwinning
in Jesus naam. Johannes 14:13. En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Amen. Elke wonderwerk is sodat hy verheerlik kan word. Amen. Hy het die prys betaal. As julle iets in my naam vra, sê die woord, gaan ek dit vir julle doen. Glo julle aan Johannes 14:13? Alles wat ons in sy naam vra, Here, dat U dit vir ons sal doen. Lukas 10:19, wat 'n wonderlike belofte. Kyk, ek gee julle die mag om op slange op skorpioene te trap, oor die krag van die vyand, dat niks julle ooit sal skade aandoen nie. Dan wil ek jou vanoggend sê, neem jou autoriteit, neem jou gesag op. Dankie Here, dat ons het mag om slange op skorpioene te trap. Rus vir ons toe. Dankie vir die krag van sy Heilige Gees. Amen. Ek gaan jou vra om te staan. Here, dankie vir hierdie woord wat vanoggend uitgegaan het oor hierdie mense. Ons wil die Here loof. Ons wil die Here prys, ons wil die Here aanbid. Dankie Here, mense het vanoggend hierdie woord gehoor en die staan op mense vanoggend in bedieninge. En Here, ons bid dat U vir hulle gaan toerus met krag, met vuur, met heerlikheid. Here, jy kan nie alles as jy in 'n bediening staan, het jy die Heilige Gees nodig soos nog nooit vantevore. En ek bid vir leierskap. Here, ek bid vir mense in leierskapsposisie om werklik, Here, die bestuursraad, Here, hulle wat U wil gebruik, Here, kragtige bidders. Here, ek bid dat U hulle gaan toerus met krag, met vuur. Dankie, Here, minder van onsself, meer van die Heilige Gees in hierdie dag. Here, die Heilige Gees, amen. Onopheerlik, Here, van ons lewens. Here, as ons hierdie twee gedeeltes sien van hierdie besetene van Gadara en hierdie man daar in die sinagoge, hoe die Here in oomblikke om onrein gees, Here, bestraf het. Here, dan maak het ons opgewonde om te besef, U heers, U regeer, U die laaste sê te sê. En ek wil die Here begin loof. Ek wil die Here begin prys en aanbid. U het gesag oor die werk van die vyand. U het gesag oor siekte. Here, U het gesag. Here, en ons kan vanoggend bid vir mense en storms kan bedaar in Jesus naam. Dankie Here. Ons wil die Here loof, prys